Here, hierdie is Ekon 211 makro-ekonomie. Ons is besig met leereenheid 2 en hierdie is hoofstuk 3 in Fourie en Burger. Ons kyk nou hoe die finansiële sektor by die basiese model van die ekonomie gevoeg kan word. In hierdie video kyk ons spesifiek na die vraag na geld. Ons begin deur te sê, wat bedoel ons as ons sê geld? Nou, geld is tipies 'n ruilmiddel of 'n metode van betaling. Wanneer ons dus praat van geld of die vraag na geld, praat ons van kontant, dis nou munte en note, maar ook ander elektroniese vorme van geld, soos in 'n lopende rekening, wat oombliklik beskikbaar is as ruilmiddel of aanvaarbaar is as metode van betaling vir transaksies. So, dis die belangrike ding. Hierdie geld is nie vas nie, daar is nie 'n wagtydperk voor jy dit kan gebruik nie, daar is nie 'n fooi wat ter sprake is wanneer jy dit wil gebruik nie. Wanneer ons praat van geld, is dit jou koopkrag in jou sak. Die teenkant hiervan is dat jy belê jou kontant in een of ander finansiële bate. Nou, dit kan nou wees daardie tesoriewissels of bankwissels wat ons vroeër van gepraat het, maar in so 'n geval vat dit 'n bietjie tyd om te skakel van finansiële bate terug na kontant toe, of daar's een of ander transaksiefooi ter sprake, en daar's natuurlik ook 'n rentekoers ter sprake wat jy kry wanneer jy in die finansiële bate belê. So die onderskeid hier is tussen geld en finansiële bates. So as ons praat van die vraag na geld, dan praat ons van die geld wat mense nodig het vir hulle transaksies. En daar's 3 motiewe, 3 redes hoekom jy geld sal wil hê, kontant sal wil voorhande hou. Daar's natuurlik die transaksievraag. Daar's ook 'n voorsorgvraag, dat jy hou kontant vir onvoorsiene transaksies. En dan is daar die sogenaamde spekulasievraag. Dis die gedeelte van kontant wat jy hou as deel van jou portefeulje. Nou, jou portefeulje kan dan nou bestaan uit kontant, maar ook uit ander finansiële instrumente. Jy verdien natuurlik rente op hierdie finansiële instrumente, maar nie op die kontant nie. So wanneer die rentekoers hoog is, gaan jy eerder finansiële instrumente hou en min kontant, want daar's 'n geleentheidskoste daarin. Jy verloor renteinkomste as jy te veel van jou waarde in kontant het. Maar natuurlik wanneer rentekoerse laag is, dan maak dit nie so baie saak nie, en dan is die vraag na geld weer hoër. Nou, wat bepaal alles die vraag na geld? Watter faktore beïnvloed dit? Eerstens inkomste. So as inkomste meer is, dan gaan jy tipies meer transaksies doen van groter waardes en dan jy meer kontant voorhande nodig. So as inkomste hoog is die vraag na geld ook hoog. Daar's 'n positiewe verwantskap. Pryse speel ook 'n rol. So wanneer die gemiddelde prysvlak styg, dan jy meer kontant voorhande nodig. Die vraag na geld is groter wanneer pryse hoër is, ook 'n positiewe verwantskap. Maar met rentekoerse is daar 'n negatiewe verwantskap. Wanneer nominale rentekoerse hoog is, dan wil jy nie geld in kontant hou nie, want jy verloor rente. Jy wil eerder finansiële instrumente koop en rente verdien. So as rentekoerse hoog is die vraag na geld laag. As mense dan nou wil uitdruk so in 'n vergelyking formaat, kan jy sê dat die vraag na geld is 'n funksie van die rentekoers, wat ons gesien is 'n negatiewe verwantskap, van inkomste is 'n positiewe verwantskap, en die pryse is daar 'n positiewe verwantskap. As mense dit dan nou wil uitdruk in reële terme, dan deel mens die pryse aan hierdie kant. Presies wat ons hier doen, en dan sê ons, die reële vraag na geld hang af van rentekoerse en inkomste. Nou, ons kan dit bietjie meer ingewikkeld herskryf en 2 parameters hier byvoeg. En die eerste een hierdie is K, wat vir ons sê, hoe sensitief is die vraag na geld vir veranderings in reële inkomste? So as reële inkomste toeneem, nou ook ons weet dan, die vraag na geld neem toe. Maar neem dit met bietjie toe of neem dit met baie toe? Dit hang af van die grootte van K. Net so kan ons hierdie term L hier byvoeg. So dit is 'n klein letter L. En dit meet hoe sensitief is die vraag na geld vir veranderings in die nominale rentekoers. So as die rentekoers nou verander, met hoeveel verander die vraag na geld? Dit sê eintlik vir iets oor die helling van die vraag na geld kromme. Onthou, as die gemiddelde prysvlak verander, dan is daar natuurlik nou meer geld nodig om dieselfde reële besteding te kan doen.
So die vraag na geldkromme lyk soos 'n gewone vraagkromme, negatiewe helling, en hierso kan ons sien dis die reële vraag na geld. Ons deel deur die prys daar. Op hierdie horisontale as het ons die reële hoeveelheid van geld. Ons het die nominale rentekoers op die vertikale as. So wat skuif die hele kromme? Die hele vraag na geld sal na regs skuif as inkomste toeneem. So as Y groter word, dan skuif hierdie vraagkromme na regs. En ons weet, daar word nou meer geld gehou teen elke rentekoers. En andersom, as pryse sou afneem, dan skuif hierdie vraag na geldkromme ook na regs. Natuurlik omdat mense hier deel met prys. As daai 'n kleiner waarde is, dan is die reële vraag na geld meer. As daar veranderinge in die rentekoers is, dan veroorsaak dit 'n verskywing langs die kromme. So om saam te vat, dames en here, hierdie gaan oor die vraag na geld. Ons het net gewys hoe lyk die vraag na geld funksie. Volgende moet ons praat oor die aanbod van geld. Bly ingeskakel.